Jy is ingeskakel op Groot Plaas. Ons gas saam met ons vanoggend is Chris Fourie, hy's die president van die Agri Expo om te gesels oor die suiwelkampioenskappe wat daar by hulle gebeur. Chris, goeiemôre en welkom op Groot Plaas. Goeiemôre, baie dankie. Baie dankie. So hierdie jaar is die 193ste suiwelkampioenskappe. Dis ongelooflik. Wat maak hierdie jaar vir julle anders as vorige jare? Ja, vir jaar was natuurlik 'n jaar van rekords geweest. Ons het so 1227 inskrywings gehad, waarvan omtrent 700 net kase was. 81 vervaardigers wat deelgeneem het en 20 bedryfsvernote wat betrokke was. So dit was vir ons 'n besonderse jaar geweest. Die rede vir die rekords is sekerlik maar die vertroue van die bedryf in die kompetisie. So kom ons brei 'n bietjie daarop uit. 1227 produkte ingeskryf. Wat sê dit van die groei spesifiek in die suiwelbedryf? Ja, ek dink dit is belangrik om te verstaan dat hierdie kompetisie word gedryf deur die produsente wat inskryf. En dit wys vir ons wat die dryf in die mark is. So ons kan sien dat dit is belangrik vir die ouens om in te skryf in hierdie kompetisie. Dit is waar hulle self meet en ook hoe hulle dan nou kan sien waar hulle waar innovasie in die mark lê. Wat op die ouene van die dag seker maar deur die produsent deur die verbruiker gedryf word. So as ons nou kyk na al die produsente wat betrokke is, die ouens wat ingeskryf het, hoe lyk die deelname van reg oor Suid-Afrika? Het ons verteenwoordigers van al die provinsies af? Ja, nee, dit is reg oor die land. So wyd en suid skryf in. Dit is natuurlik so 'n bietjie van 'n logistieke administrasie, want al die produkte word natuurlik hier inkom moet verkoel wees. So as ons nou praat oor die logistiek, jy het nou so vinnig daarin geraak, maar ek neem aan dit kan nie baie maklik wees om al hierdie te beoordeel nie, natuurlik met 130 beoordelaars ook wat betrokke is. Hoe hanteer 'n mens so 'n situasie? Ja, dit is soos ons bied dit al 193 jaar aan. So ons het al 'n redelike bloudruk hoe om dit te doen en hoe nie. Maar ja, om 1300 produkte, kort van 1300 produkte bymekaar te kry, op te deel in die 150 verskillende kategorieë, verkoel te hou oor 3 dae, 130 beoordelaars, 5 beoordelaars per kategorie. Dit is maar dit is 'n stelsel wat oor jare ontwikkel is, en wat op hierdie stadium seker redelik verfyn is, maar ons probeer dit elke jaar beter maak, bietjie meer innoverend en beter vir die deelnemers en makliker vir die beoordelaars. So Chris, jy het nou so 'n bietjie geraak aan die logistiek, maar gee vir ons 'n idee van alles wat agter die skerms moet gebeur in die week wat oploop tot die kampioenskappe en natuurlik die week van. Ja, so die meeste van die produkte is moet nou al die produkte is suiwelprodukte, van die produkte is nou baie temperatuurgevoelig, party minder. So al die produkte moet verkoel hier aankom. Soos jy genoem het, reg oor die land word hierdie produkte ingeskryf, so met bodes afgebring Kaap toe. Dit moet ingehandig word, dit moet verkoel gehou word. Dan moet dit oor die 3 dae moet dit uitgestal word in die saal waar mense dit dan, die beoordelers dit kan beoordeel. So elke beoordelaar word sy klasse toegeken. Dan, ja, die saal word natuurlik ook lekker verkoel om dit so om die produkte so vars as moontlik te hou. En dan is dit elke oggend uitpak, begin beoordeel en deur al die produkte gaan en dan vir 3 dae lank is dit wat ons gedoen het. Die hoofdag is die middelste dag, waar net op daai dag was daar oor bietjie meer as 700 produkte wat in daai een enkele dag beoordeel moet word. Daai punte moet dan nou weer, so elke beoordelaar gee punte aan sy klasse en kommentaar, en dit moet teruggevoer word in 'n stelsel en om sodoende die wenners te probeer te bereken. Nou Chris, het jy jouself ook 'n bietjie daar ingewikkel by die beoordelaars vir hierdie jaar?
Ek maak 'n punt daarvan dat ek definitief met die Romeis beoordeling beskikbaar is vir 'n tweede opinie, maar nee, ek is nie 'n amptelike beoordelaar nie, maar ek mis nie 'n Romeis klas nie, nee. So, wat beteken dit vir die Agri Expo om Afrika se grootste suiwelbeoordeling te kan behartig en aan te bied? Ja, kyk, Agri Expo is daar vir die bevordering van landbou, sy produkte en sy lede. En dit is vir ons belangrik om 'n platform daar te stel en 'n merk van uitmuntendheid te kan toeken in suiwel. Dit gee vir ons verbruiker vertroue. Dit gee ook 'n basis vir vervaardigers om teen mekaar te meet. En dit is die groot dryf van innovasie is om jouself te diferensieer. So as jy gaan kyk na hoe die beoordeling plaasvind, as jy deel was van die beoordeling span en jy het ingeloop op donderdag, het jy 'n platform gehad waar daar 700 produkte voor jou gelê het. En jy kan presies sien waar jy lê as jy deur daai saal loop en wat is jou kompetisie. Daar's min winkels wat vir jou 700 verskillende kase op een dag gaan voorsit. Nie as moet daarvan te noem dat jy dit aan dit kan proe en kan beoordeel en kan kyk. Ja, so dit is 'n groot eer vir ons dat daar soveel vertroue in die bedryf is wat hierdie kompetisie elke jaar soveel groter maak. Chris, net so voor die breek het jy genoem, daar's oor die 700 kase wat beoordeel word. Hoekom sien ons so groot fokus op kaas vanjaar? Is dit omdat kaas baas is? Ja, kaas is maar 'n gunsteling kategorie. Ons is natuurlik groot verbruikers van kaas. Ja, dit is 'n groot klas. Dit is daar's verskillende kategorieë in daai tussen daai 700 klasse. Ja, dit is maar 'n groot fokus van suiwel. Dit is natuurlik 'n produk wat langer wat 'n langer raklewe het. Maar daar is soveel moontlikhede met kaas. Dit is 'n produk wat jy eet hom op sy eie, jy eet hom in 'n maaltyd, jy meng hom. Ja, daar's net soveel opsies wat jy met kaas kan doen en dit wys natuurlik ook dan uit die verskillende maniere waarop kaas gemaak word, harde kase of verouderde kase, sagte kase, smeerkase. Ja, dit is net 'n ongelooflike kategorie. Ek bedoel, jy kan enigiets daarin kry wat op verskillende maniere geniet kan word. Chris, so natuurlik 'n mens wonder altyd vir al die produsente wat inskryf is. Mens hoop altyd die beoordeling is konsekwent en regverdig. Hoe hou julle dit oor soveel produkte konsekwent? Ja, ons het 'n beoordelingsstelsel wat ons gebruik wat ons oor die jare beter gemaak het. En basies wat gebeur is jy het jou produktelys wat jy gaan beoordeel, jou klasse, kategorieë, en dan gee ons na basies vir die ouens 'n riglyn hoe om te beoordeel. Vir jare het ons bietjie nuwe riglyne ingebring. Onthou na die beoordeling gaan hierdie terugvoer ook terug na die produsent toe om vir hom leiding te gee in hoe sy produk geëvalueer is en ondervind is aan die ander kant. Die produkte wat uitgestal word, as jy sien, is alles, daar's geen kenmerke op dit nie. So alle produkte kenmerke word toegeplak, geen produk sê jy kan sien wie hom vervaardig het nie, wat ek dink dit dan ook nou 'n redelike blinde toets maak. So dit gee vir die ouens gemoedsrus dat hulle produkte op die kwaliteit geëvalueer word, en nie op die verpakking nie. En nou 'n groot deel van beoordeling is ook die visuele voorkoms van die produk, maar die verpakking is nie deel daarvan nie. Dit is net die produk wat visueel beoordeel word. So die industrie oor die laaste jaar veral het baie uitdagings gesien. Ons het goed gesien soos back and closure. Ons het nou weer natuurlik 'n krisis met diesel ensovoorts. Dit alles het 'n impak op die boere of die produsente natuurlik, maar die gehalte bly tog tops. Wat dink jy dryf hierdie mense? Ja, ek dink dit is belangrik om te sê dat back and closure is vir ons 'n enorme uitdaging in die bedryf. En beide die primêre en die sekondêre kant, en dit is vir ons 'n groot kopseer.
Wat die kwaliteit van die produkte betref, onthou, ons was goed gewees voor Back and Close en ons gaan nog steeds goed wees na dit. Ons het 'n uitmuntende suiwelbedryf aan die primêre kant met die boere en ook aan die sekondêre kant aan die verwerkers se kant. Jy moet verstaan dat as ons op internasionale vlak deelneem, soos ons verlede jaar ook met ons suiwelprodukte, dan presteer ons. Maar dit gaan oor kwaliteit in. As jy met 'n goeie kwaliteit melk begin, kan jy baie dinge doen. En ons is trots. Die feit dat Back and Close ons seer gemaak het en nog steeds seer maak, ons het nog steeds kwaliteit produkte wat ingaan. Ja, so daar is groot uitdagings. Ons kan nie wegkyk, ons kan dit nie ontken nie, maar ja, die Suid-Afrikaanse melkboere, Suid-Afrikaanse melkprosesseerders, vervaardigers is innoverend. Ons het uitstekende kwaliteit, ons het soveel meganismes in plek om seker te maak dat die produk wat uitgaan na die verbruiker aan die ander kant nog steeds uitmuntend is. Chris, net baie vinnig, ons het so 20 sekondes, julle bring elke jaar ietsie nuut. Wat is hierdie jaar anders? Ja, dit is maar 'n bietjie meer van die beskrywing in die beoordeling van die klasse. So dit is maar waar ons 'n bietjie verander het en weet nuwe navorsing in die wêreld wat gewys het beter beskrywings. Ja, en net weer alles wat weer terugdryf na die kampioenskappe toe en die produk van die jaar om 'n beter produk daar te sit. Chris, ons waardeer dit baie dankie vir jou tyd en ons sien uit om te sien wie gaan koning kraai by hierdie jaar se suiwelkampioenskappe. Chris Fourie, president van Agri Expo. Dis al wat vir ons tyd het vir Groot Plaas vir vandag. Ons hoop jy het 'n lekker dag verder en dan kuier ons weer môreoggend saam.